Johannes 14 vers 6 sê, Jesus sê toe, laat ek dit so stel. Ek is die pad en my Vader is die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad wil loop, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. Adolf Hitler het eendag gesê, watter geluk vir regerings dat mense nie dink nie. Maak die leuen groot, hou dit eenvoudig, hou aan om dit te sê en uiteindelik sal hulle dit glo. Hoe het Hitler aan bewind gekom? Hy het vir die mense gesê wat hulle wou hoor. Deur leuns en manipulasie het hy 'n nasie gehipnotiseer. Onder Nazisme is 11.283.000 mense vermoor, 6 miljoen Jode en nog 5 miljoen Christene, Sigeuner en ander wat nie by sy meeste ras ingepas het nie. Hierdie ongewenstes het vreedsaam in tou gestaan, is op treine gelaai en na hulle dood verskeep. Duitse burgers het 'n blinde oog gedraai toe 11 miljoen mense uitgehonger is, in gaskamers saamgedrom en in oonde verbrand is. Hulle het onder die betowering van Hitler se leuns geval. Ons is vandag onder 'n stortvloed van leuns begrawe. Dit is moeilik om die waarheid te onderskei tussen al die misleidings. Maar Johannes 8 vers 32 het Jesus verklaar dat ons die waarheid sal ken en dit sal ons vrymaak. Om bevry en vrygemaak te word, moet ons egter die waarheid ken. God se woord is waarheid en Jesus het gebid dat die waarheid ons sal heilig, volgens Johannes 17 vers 17. Hy is die woord wat vlees geword het, die weg, die waarheid en die lewe. Here, dankie dat U in ons is. Die waarheid is in ons. Dankie Here dat ons kan vashou in die woord wat ons waarheid is, wat ons handleiding is vir hierdie lewe. Dankie Here dat ons nie sal toelaat dat ons mislei word nie, omdat die waarheid in ons is. U is die weg en die waarheid en die lewe. In Jesus se naam. Amen.